My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vandag weer hier by julle. Ek het volgende 'n boodskap wat ek baie graag met julle wil deel, wat ek dink van groot waarde is, en ek dink dat elke Christen hierdie boodskap met groot erns in sy eie lewe moet weeg en na kyk. Kom ons gaan kyk na hierdie boodskap. Dit gaan oor die gelykenis van die twee diensknegte. Goed, kom ons kyk. Die getroue dienskneg. Ek wil hom die titel die getroue dienskneg gee. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy Heer oor sy diensvolk aanstel of aangestel het om hulle voedsel op hulle tyd te gee? Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier sal besig vind. Okay, wie sal gelukkig wees? Wie sal die gelukkige dienskneg van die Heer wees? Wanneer die Heer kom, vind hy sy dienskneg besig met sy werk. Wat vir hom belangrik is, met sy mense. Nou, gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Julle, praat ons nou net van 'n pastorie, of praat ons nou net hier van 'n ouderling? Het die Here nie vir elke liewe een van sy kinders gesê, die opdrag gegee, gaan uit, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, gaan uit en verkondig die evangelie. Het die Here net vir die priesters en die leviete, het hy net vir hulle gesê, as jou broer honger het, gee hom iets om te eet? Of sê hy dit nie vir almal nie? En het die Here net vir Kain gesê, Kain, waar is jou broer Abel? Of sê die Here nie dalk vir ons almal, waar is jou broer en hoe gaan dit met hom nie? Want as jy dan uit die liefde van Jesus Christus, Here, julle, vir God, 'n getroue dienskneg, ons is mos diensknegte van God, 'n getroue dienskneg van God sal wees, né? Om te kyk waar daar 'n tekort is, om te kyk waar daar 'n behoefte is, om uit te reik en die werk van die Here te doen. Is hier 'n belofte saam, voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Wie sal graag deur God eendag oor al God se besittings aangestel word? Wat beteken dit? Julle weet, in 'n wêreldse milieu sal ons, wanneer ons by 'n fabriek werk, het ons altyd hierdie ywer om die voorman te word. Want dit is 'n hoër pos en 'n beter salaris, en dit is meer eer. Maar as jy 'n voorman is, dan is daar 'n ywer, om 'n bestuurspos binne in die firma te kry. So, nou werk jy hard en jy doen jou werk en jy probeer alles in jou vermoë om uit te blink in dit, om op hierdie aarde 'n bestuurspos dan in die firma te kry. Is dit nie so nie? Nou, hoeveel te meer moet ek en jy nie, julle, ons beywer. Weet julle wat die vyand het hierdie ding reg gekry? Jy moet net probeer om gered te wees. Dis al. Solank ek net die hemel maak, So ek wil my Christelike lewe net so lewe, dat ek die hemel kan maak. Julle, wat 'n armoedige geestelike gesindheid is dit in die hart van mense. Jy moet jou beywer, om 'n bestuurder te word. Julle, jy moet jou beywer, julle, om mense aan te raak en lewens te verander en deur die Gees in hulle harte te plant en hulle liefde hê, julle, en agter jou oë moet oop wees om te kyk agter die kudde van die Here. Jy hoef nie die pastoor te wees nie, jy hoef nie die ouderling te wees nie, jy hoef nie die diaken te wees nie. As die liefde van God in jou hart is, sal sorg in jou hart wees vir hulle wat rondom jou is, wat aan die Here behoort. En God sê, as hy kom en hy vind jou so besig, sal hy jou oor al sy besittings aanstel. So kom ek en jy probeer om dit in ons harte te kry. Maar hoor nou vir die slegte dienskneg. Maar as daar die slegte dienskneg in sy hart sê,
my Heer tel hom om te kom. En hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. Dit gebeur maklik, raak afvallig van God, begin sonde weer plek in ons lewens gee, né? Dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die geveinstes. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Nou julle hoor gou hier. Ek wil nie daai diensknegt wees wat nie agter die volk van die Here kyk nie, wat nie in hulle behoeftes voorsien nie, wat wanneer die Here kom nie besig sal wees met sy werk nie. Nee, ek wil absoluut nie aan die pynigers oorgegee word nie. Nee, so weet julle, ons is kinders van God en ons is geroep om die werk van die Here te doen. Ons dink altyd, ons skryf dit af van die pastoor of die ouderling of wie ook al. Nee, julle moet dit nooit doen nie. Die oë van die Here is op jou om te kyk of daar so 'n liefde in jou hart vir hom is dat jy agter sy kudde kyk. Wat het die Here vir Petrus gesê? Simon, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy het gesê, ja Here, u weet dat ek het. Jesus sê vir hom, pas my skape op. Ek wil baie graag hierdie boodskap by julle los en kom ons kyk na ons harte en kom ons wees in so 'n verhouding met die Here, dat ons so 'n liefde vir God se kudde en sy volk het, dat wanneer die Here kom, dat hy ons sal besig kry met sy werk. Amen. Liefde, seëning, pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.